Filippense 3 van vers 7 tot 15. Ek wil net sê, Iwer hulle is so 'n bietjie weg, hulle is daar in Parys, nie in Frankryk nie, Parys in die Vrystaat, so hulle het so 'n bietjie van 'n breek geneem, maar sal weer terug wees. Kom ons onthou ook almal wat welkome breek geneem het, met vakansie is, en almal wat miskien op pad terug is, dat die Here hulle sal seën met reisgenade. Kom ons lees saam. Filippense 3 van vers 7 tot 15. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. Inderdaad reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry, en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die regverdiging wat van God kom deur die geloof, en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid van sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word. En ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of reeds volmaak is nie, maar ek streef daarna, om dit my eie te maak, omdat Christus Jesus my reeds sy eie gemaak het. Broers, ek reken nie dat ek dit self reeds my eie gemaak het nie, maar een ding doen ek. Ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor lê. Ek beer voort na die wenstreep, om in Christus Jesus die prys van God se roeping van omhoog te bekom. Laat ons, wat geestelik volwasse is, so hieroor dink. Maar as julle anders hieroor dink, sal God dit wel aan julle bekend maak. Tot sover. Gemeente, baie welkom hier op die laaste Sondag van 2025. Ouder gewoonte gaan ek u groet met 'n fotum wat ek voorberei het, waarin ek onder andere Psalm 121 vers 1 tot 2 aanhaal. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ja, gemeente, saam met gelowiges, oor al die eeue kan ons sê, dat God laat nooit vaar die werk van sy hande nie. En daarom kan ek vandag met vrymoedigheid vir julle sê, vrede vir julle van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van God se Heilige Gees. Ons skriflesing net voordat ons verenig in gebed is 1 Samuel 7 verse 2 tot 13. 1 Samuel 2 verse 2 tot 13. En as ons dan reg is, kan ons tot die Here nader in gebed. Hemelse Vader, dankie vir u getrouheid, goedheid en guns deur hierdie jaar. Ons buig voor u in diepe ootmoed en in dankbaarheid. Ontvang ons dank in ons onvolmaakte taal, Here. Ons kan net erken, tot hier het u die almagtige God ons gehelp. Heilige God, en ons gee ons planne oor aan u, vir die tye wat voorlê, vir die nuwe jaar, en alles wat op ons pad sal kom. Gee ons krag
om nuwe uitdagings in ons lewens te aanvaar en aan te pak met die sekere wete dat ons op U kan vertrou. Ons gee ons bekommernisse, Here, wat dit ook al is, in U hande oor, omdat ons weet, Here, alles is by U bekend. Heilige God, vernuwe en transformeer ook ons gedagtes. Jesus, leer ons om ander lief te hê. Leer ons om meer mededeelsaam te wees, meer empatie te hê. Here, help ons om dapper getuies vir die koninkryk van God te wees, te midde van 'n wêreld met soveel onrus en soveel geraas rondom ons. Genadige Here, help ons om die te vergewe wat vir ons, soos ons dink, kwaad aangedoen het, ons seer gemaak het. Here, help ons dat ons daardie dinge agter ons kan sit. Heilige Gees, verander ons al hoe meer om die beeld van Jesus Christus gelyk te word. Here, leer ons om in alle omstandighede U soewereiniteit en U volmaakte tydsberekening te vertrou vir ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. 1 Samuel 7 verse 2 tot 13. Ek mag dalk tydens die lees sekere verse net 'n bietjie meer aksentueer om konteks te gee. Vers 2. Vanaf die dag dat die ark in Kirjat Jairim 'n tuiste gevind het, het daar 'n lang tyd verloop, 20 jaar. Die hele huis van Israel wou toe weer die Here volg. Samuel het toe vir die hele huis van Israel gesê: As julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode uit die midde, ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Die Israeliete het toe die Baals en die Astartes verwyder en net die Here gedien. Samuel sê toe: Bring die hele Israel by Mispa byeen, dan sal ek vir julle tot die Here bid. Hulle het by Mispa byeengekom, water geskep en dit voor die Here uitgegiet. Hulle het daardie dag gevas en daar bely: Ons het teen die Here gesondig. Samuel het hulle by Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die Israeliete by Mispa byeengekom het, het die heersers van die Filistyne teen Israel opgetrek. Die Israeliete het dit gehoor en bang geword vir die Filistyne. Die Israeliete sê toe vir Samuel: Moet tog nie oor ons stil bly nie en ophou om tot die Here om hulp te roep nie, sodat ons uit die hand van die Filistyne verlos kan word. Samuel het toe 'n suiplam geneem en dit as 'n volledige brandoffer aan die Here gebring. Samuel het tot die Here om hulp geroep ter wille van Israel en die Here het hom verhoor. Terwyl Samuel nog die brandoffer bring, het die Filistyne nader beweeg vir die geveg teen Israel. Maar die Here het op daardie dag harde donderslae dreun oor die Filistyne en hulle verwar. Hulle is toe voor Israel uit verslaan. Die manskappe van Israel het uit Mispa getrek en die Filistyne agtervolg
en bly neervel tot anderkant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit tussen Mispa en Sen opgerig. Hy het dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Die Filistyne is op hulle knieë gedwing en hulle het nie weer in die gebied van Israel gekom nie. Die hand van die Here was teen die Filistyne, solank as wat Samuel geleef het. Ek ontleen my boodskap en tema dan ook aan vers 12, maar ook aan hierdie hele geleese gedeelte, wat eintlik 'n baie diep betekenis vir ons het. En ons tema tot hiertoe het die Here ons gehelp. Gemeente, ons staan vandag op die drempel van 'n nuwe jaar. Die afgelope jaar het sy eie vreugdes, smarte, blydskap, suksesse en mislukkings meegebring. Ons elkeen het dit in die aard en intensiteit daarvan miskien anders aanvaar. Maar ons weet dat as ons bietjie stil staan en net terugkyk en die blote feit dat ons vandag hier is, kan ons sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Wat het daardie dag op Mispa gebeur? En ek sê dit net ter verduideliking. Ons moet die geskiedenis van Israel verstaan. Hulle het die beloofde land ingekom, rigters het hulle gerig van Josia af, en toe kom hulle, so het hulle al hoe meer in die afgodsdiens verval, die Baals en die Astartes, die vrugbaarheidsgodsdiens, waarvan Astartes die vroulike is. En so kom Israel by 'n punt waar hulle deur die Filistyne getuister word. Vir baie jare word hulle deur die Filistyne getuister. In hoofstukke 4 en 6 van 1 Samuel lees ons van die verskriklike verval van die volk. Eli, Samuel se voorganger, sy seuns Hofni en Pinias, wat as priesters moes optree, was goddeloos. Hulle het die Here se volk nie gelei soos sy woord beveel het nie. En as die volk se groot vyande, die Filistyne, teen hulle optrek, dan kry die Israeliete 'n vals gerusheid. 'n Vals gerusheid. Hulle dink, hulle nederlaag is, omdat die verbondsark, wat God spesifiek gesê het hoe dit hanteer moet word, nie in hulle midde is nie. En hulle laat die ark in die oorlogsone inbring. Nogtans word die volk verslaan. 30.000 manskappe sneuwel volgens 1 Samuel 4 vers 10. En die verbondsark van die Here word saam met die Filistyne weggeneem. Hofni en Pinias word gedood. Eli slaan agteroor en breek sy nek toe hy die slegte nuus kry. Ja, Eli se skoondogter uiter die woorde Ikabod, wat beteken weggevoer is die eer uit Israel. Ons gebruik vandag nog daardie woord in 'n idiomatiese uitdrukking. As ons sê dit is Ikabod, dit is klaar praat met ons. Maar God bring self die verbondsark terug. Ek gaan nie sê wat alles gebeur het, hoe Dagon op sy gesig geval het en stikkend geval het nie. Maar dit neem die Israeliete nog 20 jaar leef hulle weg van die Here, ten spyte van wat hulle gesien het, wat gebeur het. En dan die oproep van die profeet Samuel, as julle met julle hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde afgode uit julle midde, en ook die Astartes. Rig julle harte op die Here en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne
Geliefdes, God roep ons vandag weer, te midde van die omstandighede in die wêreld, ons land en ons persoonlike lewens, as julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer, verwyder dan die vreemde gode onder julle uit. Die dinge wat om ons aangaan, verander. Die fokus verander, maar nooit mag ons oog daarvan afhou om te fokus op die Here. En as Christene in die Nuwe Testamentiese bedeling, om te weet van die klip wat vir ons neergelê is as bewys, Jesus Christus, die rots, waarvan al gepraat word in Daniël, die rots wat sou loskom en alles sou vernietig. Ons het daardie rots as ons sekerheid om te weet dat die Here is met ons. Ek wil graag net so 4 punte hanteer. Ons worstel almal met sonde, dit is val en opstaan, jy twyfel aan jouself, jy hoor baie stemme, soms vir jare. Die profeet se woorde bly nog steeds, as julle met julle hele hart na die Here wil terugkeer. Broers en susters, ek weet nie hoe lyk die Filistyne in jou lewe, wat vandag vir jou pla, en jou lewe en jou gesin bedreig nie. Maar een ding weet ek, rig julle harte op die Here, en dien hom alleen, sodat hy julle kan red uit die hand van die Filistyne. Sien, Ebenezer, dis wat daai klip beteken, tot hiertoe het God ons gehelp, is nie net verlede tyd nie. Tot hiertoe beteken daar was 'n verlede en daar is ook 'n toekoms. Dit bly vars, die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus, die ewige rots vir ons geslaan. Kom ons hoor dit in Nuwe Testamentiese taal as die Here Jesus self ons uitnooi. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Alles wat julle die Vader in my naam vra, sal hy julle gee. Vandag wil ek jou bemoedig, kyk terug, kyk tot hiertoe, het die Here jou gehelp. Dit is nie Ikabod nie, dit is nie klaarpraat nie. Vandag, in hierdie moderne eeu van 2025, kan jy weet, en ten alle koste, jou twyfel na die Here toe neem en jou hart op God rig. Die tweede punt, vertrou op God alleen. Ons word vandag gepla deur baie wats en hoes, ook in ons kerk, the what's and the hows. Kommentare, opinies van mense. Daar is 'n onverklaarbare rede wat ek nie altyd verstaan. Hoekom die Bybelse waarheid suiwer op swart en wit moet aanpas by menslike teorieë en dat ons God op wie ons moet vertrou en werklik moet vertrou sy woord so maklik op sy kan skuif nie. Die Here Jesus self illustreer dit vir ons. Toe die Fariseërs vir hom aanval, omdat sy disippels nie die hande gewas het, toe hulle geëet het nie, kom hy en hy sê vir hulle, in Markus 7 vers 6, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer geveinstes, soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Ja, die Here het ook vir Samuel met die evangelie gestuur. By God alleen is daar
verlossing. Moenie dat ons die fout vandag maak, wat die volk van ouds gemaak het, om te dink dat simbole, en geboue, en getalle, en geld, en wat ook al die ander dinge is, waarop ons vertroue plaas, vir ons kan red nie. Dit is niks anders as godsdienstige manipulasie, 'n skyngodsdiens, wat vir ons nie die ware redding sal bring nie. Ek behoort aan 'n kerk, wonderlik, die Here wil dit so hê. Ek doen dit en ek doen dit, moenie ophou om goed te doen, sê die woord van die Here vir ons. Maar ek vra weer, hierdie verskynsel van Israel, echo dit vandag nog. Echo dit vandag nog. Ons sien dit, dat mense gaan vasklou het in die Ou Testament, aan die altaar, om te dink as hulle daaraan vashou, sal hulle nie gedood word nie, maar hulle is gedood. Ja, die Here Jesus kom sê vir ons baie duidelik, die fundament waarop ons moet bou. Matteus 25 tot 27, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. En dan die vermaning, ons moet dit nie net hoor nie, elkeen wat na hierdie woorde van my luister, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en teen daardie huis aangestorm, en sy val was groot. Geliefdes, kan ek jou vandag vra, kom na Mispa. Kom na Mispa, na Jesus ons ewige rots. Hebreërs 13:8-9, Jesus Christus is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Moenie rondgeslinger word deur allerhande vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel het nie. Vandag het jy Jesus, die vaste rots, waarin jy kan vashou. Die derde punt wat ek wil maak, in ons eerste skriflesing, Paulus sê, Filippense 3 vers 13, ek vergeet wat agter my is, en ek strek my uit na wat vorentoe is. Sien, Paulus het geleef in 'n tyd waar eintlik Grieks nog die taal was waarin die evangelie verkondig is, en die Griekse sport en byeenkomste het hy vars gebruik om sy eie lewens te beskryf en om analogieë daaruit te haal. Paulus kom sê ook vir ons, ja, nederig kom sê hy vir ons in 1 Korintiërs 15 vers 9, ek is nie eintlik werd om 'n apostel genoem te word nie. Hy noem hom eintlik die ontydig geborene. En hy meld hoe hy die kerk van Jesus Christus vervolg het. En daardie dinge moes by hom gebly het. Maar tot op 'n punt waar hy kom, waar Paulus ook gesê het, ek vergeet die dinge wat agter my is. Met ander woorde, tot hiertoe, met my verlede. Geliefdes, elkeen van ons hardloop 'n wedloop. En as jy daardie wedloop wil hardloop, sê Paulus, moet jy vorentoe kyk, jou oë gerig op die wenstreep. Net soos wat ons in 'n motor 'n groot vooruit het en 'n klein triespieeltjie. Ja, die triespieël is nodig wanneer dit nodig is, maar ons fokus moet voor ons wees. Geliefdes, ons het 'n verlede
En daar is dinge wat ons gesê, gepraat, gedink, gedoen of versuim het. En ons is bitter spyt daaroor. Ek is ook een van daardie mense. Soos 'n bladsy wil jy dit uit jou boek uitskeer. Maar ongelukkig kan jy dit nie uitskeer nie. Want dan gaan daardie boek nie volledig wees nie. Maar die bloed van Jesus kan daardie dinge vir jou uitwis. Hy kan dit toemaak. Ons weet dat Satan beteken aanklaer. En een van sy groot spelle is om jou gedurig te herinner, jou aan te kla oor jou eie lewe. Om te sê, kyk dit. Paulus wil vir jou sê, los dit agter. Bou jou toekoms op wat voor is. As jy vandag asemhaal, het die Here jou lief, en as jy diensbaar in die hand van die Here. Ons kan nie en ons moet nie die nuwe jaar en die toekoms betree met 'n sak vol klippe, 'n swaar las wat ons dra nie. Jy weet, partykeer sê ons het dit regtig agter ons gesit. Maar as jy diep in die sak gaan kruip, dan het jy nog 'n paar klippe vasgehou. Jy datums daarop skryf. Hierdie een ding moet ek daarom onthou. Vir hierdie een ding moet ek dalk nog daai ou terugkry. As jy vasgehou het, en as jy steeds vashou, as jy 'n fout begaan het, laat dit gaan. As daar seer is, gee dit vir die Here. Hy sê, hy sal die trane van ons oë afvee. Is daar sonde wat jou pla, bely dit en ontvang vergifnis. Maak soos die Israeliete, kom na die Here. Toe hulle harte, na 20 jaar het hulle weer die Here gesoek en hulle harte op die Here gerig. Laat bitterheid plek maak vir vergifnis. Kry daar die gif uit jou uit. Die Here roep ons vandag, ook ten opsigte van hierdie deel van ons lewe na Mispa. En dan weet ek, dis nie maklik nie. Dis makliker gesê as gedoen. Maar ongelukkig het ons lewe nie 'n herset knoppie nie. Ons gaan aan en die goed van die verlede bly daar op die harde skyf. Maar soos wat die Here vir Israel aangeraai het om te onthou hoe die Here hulle God hulle uit Egipte verlos het, net so moet ons die verlede agterlaat en die nuwe jaar met geloof betree. Satan wil ook vir jou aanhoudend sê, dis te laat. Jy is nie goed genoeg nie. Dit is klaar praat met jou. Waarom probeer jy nog? Moenie na die leenaar luister nie. Elke dag by God is 'n nuwe dag. Dit is nie Ikabod nie. Dit is nie klaar praat met jou nie. Kom ons hoor wat sê die Here Jesus vir die moordenaar aan die kruis. As almal gedink het, dit is verby. En hy sê vir Jesus in Lukas 23:42, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Glo jy vandag in vergifnis? Glo jy aan 'n nuwe môre? Gryp dit vandag aan, voordat jy die nuwe jaar begin. Die vierde en die laaste punt, voordat ons afsluit. Vertrou God vir die toekoms. Ons voel soms, ons is so aan 'n koue en genadeloose wêreld uitgelewer. Wat kan ek eintlik doen? Waarop kan ek staan en waaraan kan ek vashou? Ek wil weer die woorde van Samuel herhaal. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Dit impliseer, hy sal ons aanhou help. Daar's geen beter getuienis as die dinge wat jy kan verseker,
Jy kan sê, dit het die Here vir my gedoen. Jesaja 43 vers 19 sê die Here, kyk, ek gaan iets nie doen. Die Here is nie klaar met Suid-Afrika nie. Die Here is nie klaar met hierdie gemeente nie. Die Here is nie klaar met jou nie. Hy het planne vir ons, planne vir die toekoms. Moenie moed opgee nie. Plant weer jou boom. Plant weer jou boom, snoei hom weer. Plant weer jou blom. Lente tyd sal kom, wanneer die bloeisels begin uitloop, en jy weer die blomme sal sien, en die beloftes van die vrugte wat kom. Kry jou vrede in God se vrede. Ek het aan die begin gesê, vrede vir julle. Jy sien, die vrede van God is nie 'n afwesigheid van die geraas of die probleme om jou nie. Dis nie die afwesigheid van bomme en geweerskote nie. Dit is die vrede wat God in jou gee, sodat jy met vrede en sekerheid daardie dinge wat om jou gebeur kan hanteer. Ja, ons almal word ouer. En ons voel dit. Ons almal kry probleme. Veral ons gemeente. En ek dank die Here vir nuwe gesigte, want ons is eintlik 'n ouer wordende gemeente. En dis nie goed nie. Ons begin al val en bene breek. Vir ons almal vlieg die jare verby. Maar Paulus sien uit na iets beter. Hy sien uit na iets beter. Hy sê hy het dit nog nie. Maar hy gryp daarna. Hy beur vorentoe om dit te kry. Ons word swakker, ons word broser. Maar dit vertel ons maar net 'n waarheid, waarheen ons op pad is. Mag dit nooit wees soos die lewe in baie museums in Europa voorgestel word nie. 'n blote kopbeen met 'n uurglas langs dit met die woorde Memento Mori. Hierdie is wat nou saak maak. Ons dood is nie die eindpunt nie. Dis nie soos Job ook gedink het op 'n stadium, Here, dis klaarbaar nie. Hy het hard oorweeg. As die mens eenmal gaan lê het, gaan hy nie weer opstaan nie. Maar die Here het ook vir Job laat opstaan. Net soos wat hy Christus lewendig gemaak het. En 1 Korintiërs 15 vir ons sê, as Christus dan nie opgestaan het nie, waaroor is ons evangelie? Waaroor is ons hoop? Jou lewe maak nou reeds sin. Jy mag in hierdie lewe nou al reeds in Christus leef en aan die vreugde van die ewigheid deel hê. In al jou moeilikhede en bekommernisse kan jy nou reeds daaruit put. Maar weet in die lewe, jy is nie vergeet nie. Romeine 8 vers 28 sê vir ons, alles wat in hierdie lewe met die kinders van God gebeur, werk ten goeie mee vir hulle wat hom liefhet. Maak seker dat jou hart op God gerig is. As jy weet jy het hom lief, sal jy kan sê tot hiertoe het die Here ons gehelp. Hy gaan ons nie vergeet nie. Hy gaan ons ook vorentoe roep. En hy gaan ons vorentoe help. God het jou lief. Moenie daaraan twyfel nie. Gemeente, dit was 'n ou gebruik om gedenkstene op te rig. So kan ons kyk na Israel toe hulle deur die Jordaan getrek het. Ja, toe Jakob met die Here geworstel het. En ook dan weer hier by Ebenezer. Ook hier is 'n gedenksteen by hierdie gemeente. Ek wonder wie kan vir my sê wat op hom staan. Meer as 60 jaar gelede, uit hom en deur hom en tot hom
is alle dinge. Hoor dit. Glo ons dit, wat op ons gedenksteen staan. Gemeente, laat ons vandag, al voel ons die swaar kry van hierdie jaar en die lewe tot hier, sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Hy was getrou in die verlede. Hy is getrou vandag en hy sal getrou wees in wat ook al vir ons voorlê. En wat van ons as 'n gemeente? Ons staar uitdagings in die oog. Ons het ook Filistyne. Skielik die Filistyn ingetrap wat sê hierdie omgewing is nie meer vir julle veilig nie. Miskien moet jy hom nie glo nie, maar as gemeente gaan ons iets daaraan moet doen. Laat ons harte daaraan toewy vir die nuwe jaar. Laat ons eie Ebeneser vandag oprig. Lê 'n klip neer. Neem opnuut 'n besluit. Tot hiertoe het die Here my gehelp en daarom kan ek vorentoe kyk. Jy kan God vertrou met alles wat in jou is. Daar is 'n rots geslaan op Golgotha. Nooit, maar nooit kan dit uitgewis word nie. Hy is die klip wat losgekom het om die nasies te vernietig. Hy is die rots op wie ons bou en op wie ons gaan vertrou, ook in die jare wat voorlê. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat U ons tot hiertoe gehelp het. Ons erken dat elke oorwinning, elke seëning, elke dag van ons lewe van U kom. Ons gee die verlede aan U oor. Ons vertrou U vir die toekoms, Here. Lei ons, dra ons, gebruik ons tot U eer, Here. Amen.